Hier op die B-veld is ook 'n jong span besig om op te draf. Dit lyk soos die onder 9's vir die Noord-Kaap. Hulle gaan uitdraf teen die Noord-Transvaalertjies. En jy kan hoor daar is mamas wat hard praat van die kant af. Lekker lang tonneltjies en die manne gaan nie dit as hulle so opdraf. Vat almal klap lekker aan dit in die kante. Altyd 'n hoogtepunt in enige jong seun se rugbyloopbaan as hy die voorreg het om in 'n finaal te kan speel. Houger is ook dop, een van die stromingskanale is steeds besig om die netbal uit te saai. Daar is ook pragtige netbal. Die meisie speel baie goed daar op die netbalbane. Dis ook 'n stromingsdiens wat daar aan die gang is. Gaan Loergerus ook daar. Hier op die A-veld sal julle sien daar die kapteins van die Noord-Kaap span wat hulle op die veld lê. Kole en Ernst Kleinhans, daar kom hulle uit met hulle. Dis die Noord-Kaap span wat op die veld verskyn. En die manne lyk baie gemotiveerd, reg en gereed vir 'n groot wedstryd. Oos-Transvaalers. Ons gee so 'n kansie, hulle gaan binnekort op die veld verskyn. Ons het gistermiddag laat met die kapteins gepraat van die Noord-Kaapenaars. Daar was enkele beserings, maar dit lyk of die manne oornag daai ergste pyne kon uitstryk. Oos-Transvaal is natuurlik hier op hulle tuisveld en hulle eie agterplaas. Hulle sal baie graag vandag hierdie wedstryd wil wen om vir hulle toeskouers waarvan baie ver gekom het om hulle te kom ondersteun. Loyale ondersteuners, ook vir hulle dit die moeite werd te maak en te wys wat in hulle steek. Kaptein Heinrich Pieterse in sy matriekjaar, 'n man wat 'n barshou gespeel het oor die afgelope 3 dae, ongelooflike skopvoet op hom. Hy gaan die span uitlei vir Oos-Transvaal. Dit lyk of hulle die billetjies, elkeen van die onder 19 oopspanmanne het 'n billetjie aan die hand wat saam met hulle gaan opdraf. Wat 'n ongelooflike geleentheid en daai mannetjies gaan dit onthou. Daar kom hulle nou. Kaptein vir Oos-Transvaal wat sy span op die veld lei. Lekker atmosfeer wat hier in Groblersdal heers. Skole rugby op sy beste. Skeieregters wat vra dat die mense die veld sal verlaat. Dis 3 dae van klipharde rugby en dit sal verseker 'n rol speel hier in die tweede helfte. Die manne wat die fikste is, gaan 'n voordeel hê. Oos-Transvaal wat gewys het hulle het 'n baie sterk pak voorspelers. Hulle domineer die vaste fasette. En die Noord-Kaapenaars wat weer gewys het, hulle verkies om die bal 'n bietjie lig te gee. Manne is lekker fiks. Baie vinnige agterste 3. Kobus op heel agter, baie gevaarlik as hy in die agterlyn inkom. Pieterse, die kaptein vir die Oos-Transvaal met die bal in die hand op die middelkolletjie. Velde is nog lekker groen hier in die Oos-Transvaal, hier in die Loskopvallei. Nog nie doodgeryp soos aan die Noord-Kaap. Die skeieregter wat die wedstryd begin. Pieterse met 'n hoë hangskop. Dis Tomlinson onder die bal. Hy maak netjies vas. Ongelukkig is daar obstruksie. Hardloop daar in een van sy eie spelers vas. Skeieregter wat net 'n skram gaan toeken. En dit is die Oos-Transvaalers wat onmiddellik sal kan in hierdie vaste faset hulle stempel afdruk. Kom ons kyk. Was 'n klompie onkompeterende skrams die afgelope week gewees. Kom ons kyk of hierdie skram normaal gaan voortgaan. Geen nodig nie. Lekker asem seuns, luister ek gaan weer met julle, hoorie. Op die truie van die Noord-Kaap span sal julle so 'n fyn skrif sien. Dit is die name van die spelers wat al in daardie trui uitgedraf het. So 'n bietjie erkenning te gee aan almal wat gehelp het om hierdie fondasies te lê, sodat hierdie Noord-Kaap span die rugby kan speel wat hulle heidaglik doen. Skram wat goed gevorm het en onmiddellik domineer die Oos-Transvaalers. Is 'n bal wat uitkom na Pieterse. Hy gee lang aan geen as hy buite senter, maar hy kry ongelukkig nie kry net sy bal, hand by die bal en die Oos-Transvaalers onmiddellik onder druk. Hulle sal baie spyt wees dat daai bal nie
in die hande kon land van die buitesenter nie. Hy is 'n lekker vinnige buitesenter. Maar die Oos-Transvaal wat steeds beheer het van daardie bal, Pieterse wat die bal vorentoe klap, skeieregter blaas op sy fluitjie. Vat die aanslaan hier sommer. Dink die senuwees knaag nog so 'n bietjie hier aan die een kant. Die manne sal moet rustig raak. Onnodige foute. Tweede vaste skram. Kom ons kyk of die Noord-Kaapenaars 'n mooi skoon eerste fase bal vir die agterlyn kan gee. En nou is lus om met die bal te hardloop. Okay, lekker asem. Lekker asem. Kole daarop, losskakel, Tomlinson binne senter van 'n Merwe op die buitesenter. Manne wat gewys het dat in hulle steek as die bal 'n bietjie kan lig kry. Maar dis weer die Oos-Transvaalers met 'n skitterende skram, dan die bal wat uitkom na Kole. Hy jaag hom ver veld op. Skop die bal gaan regop. Maar dis hier agter van die rooi truie wat hom baie mooi regmaak. Hy vat die bal op voor losvoorspelers vinnig by. Hou! Hou! Baie veld gewen vir die Noord-Kaapenaars. Gebruik hom, Rooi! Steeds die bal in die hande van die Oos-Transvaal. Hulle dryf daai eerste kanaal. Hard op hulle lekker sterk reguit lyne, kom oor die voordeellyn. Skitterende verdediging, weer eens Tomlinson wat eenvoudig insak onder sy man. En dan is dit die binnesenter. Byna deur die gaatjie van 'n Merwe wat net so skoenveter in die hande kry. Oos-Transvaal is wat steeds die bal in besit het. Dryf vorentoe, kom oor die voordeellyn. Terug blou! Harde rugby daar in die oond. Bal wat vorentoe spat. Nou is dit in die hande van die Noord-Kaap. Skeieregter sê daar was 'n aanslaan. En ons sien die nommer 12 binne senter van die Oos-Transvaal wat swaar opstaan, sy linkerknie wat swaar verbind is. Hy wil bitter graag hierdie wedstryd nog uitspeel. Ons sien hy baie ongemak op die stadium. Geleentheid Waar kom jy? vir die Pau Blouers om 'n bietjie met die bal te hardloop. Vaste fasette op die stadium word steeds domineer deur die rooi truie. Crouch! Point! Sit! Yes, now! Dis 'n beter skram. Skeieregter sê nee, hy is nie tevrede nie deur die 90 grade. En op, hy gaan dit hulle weer skram. Kleine Hans, die kaptein hier op nommer 1. Moenie opgaan nie, hou Voor hy reguit. Stoot reguit vorentoe. hoofseun van CVO Orania. Hy speel sy hart uit. Point! Sit! Kan hulle 'n mooi skoon bal kry. Hierheen lyk beter. Mooi skoon eerste fase bal besluit uit na Kole. Hy skop weer. Man wat 'n pragtige taktiese skop en die nommer 14 vleuel wat baie mooi gaan regmaak het agter, maar hy word vasgevat uit by die kantlyn. Baie veld gewen en is die Noord-Kaap wat die bal kan ingooi en in die lyn staan binnekant die kwartgebied van die Oos-Transvaal. Maak die lyne reguit. Onthou julle, speel die bal nie die man nie. Hou daar, Rooi. Speel. Eberson wat die bal terugklap. Dan kom hy uit na Kole. Skuif hom vinnig na Tomlinson. Weer net nie die bal onder beheer kon kry nie. Die skeieregter sê die bal is aangeslaan. En is die Kaapenaars wat sal baie teleurgesteld wees in hulle self dat hulle nie iets kan maak van daai losballe nie. Dit is wat hulle soek. Ongelukkig net daai laaste aangee wat hulle nie van seker kan maak nie. Vaste skram in die middel van die veld. Halfpad, 3 stippellyn en die halflyn. Die Oos-Transvaal wat kan ingooi. Sit. Hou. Vaskop aan die kant van die Noord-Kaap. Ja, julle het opgegaan. Baie jammer dat hulle daardie bal nie vinniger kon uitkry nie. Is
duidelik die Kaapenaars wat besig is om hulle voete te vind daar in die voorhuis. Sarel Roots op nommer 2. Klipharde rugby speler. Sy broer David teen hom in 'n rooi trui op hakker vir die Oos-Transvaal. So dis broer teen broer en daar word nie enige iemand gespaar nie. En gooi die seer kry. Crouch! Sal graag wil hoor wat hulle vanaand vir mekaar oor daai vaskoppie te sê het. Dan is dit die agste man wat optel. Hy dryf vorentoe, kom nie oor die voordeellyn nie. Dis 'n bal wat byna afgeneem word. Die bal word omgedraai en nou kom hy in die hande af. Gaan hulle met hom iets maak? Dis Eberson trek pragtig 2 manne. Dit is van 'n Merwe. Hy maak reguit. Kyk hom daar. Ongelukkig die bal word vorentoe aangegee. Maar die Noord-Kaap wat dit reg kry om daai omgekeerde bal besit baie vinnig deur die hande te vat. Ons maak reg. Oos-Transvaalers wat hulle sal moet fyn dop hou. Luister seuns, sien julle die vorige skram? Net daai bietjie spasie, net daai bietjie rustigheid. Goeie skram gehad, né? Kom ons hou dit so. Boys, kom ons maak seker. Speel hom. Crouch! Point! Sit! Yes! Hou! Nog geen punte in hierdie wedstryd nie. Pieterse kies om op die voet te sit. Hy skop oor die kop van die regtervleuel, maar is hy heel agter wat in die lyn ingekom het. Agter. Hy gee wille aangee na binne. Tomlinson, hy kry hom weer uit. Binne toe getrap, pragtig reguit gemaak. Netjie se werk. Sarel Roots wat indryf hier op die kantlyn, maar hy word uitgevat. Sap op rooi. Kyk vir my. Ek weet nie, staties of 'n technical swap. Ja, dis maak net op 'n seering swap. Nee. Ek weet nie. Jy mag technical ook ek mag tegnies ook doen. Yes, kom ons gaan. Hou daar, blou! 7 4 9 3 Die Noord-Kaapenaars wat hierdie bal afneem. Kole wat hom pragtig optel. Hy gooi hom wyd uit na Van der Merwe. Nou trek hulle, die lyn word reguit gemaak en nou is dit die heel agter van die Noord-Kaap. As daar die agterste 3 van die Noord-Kaap die bal kry, dan is daar probleme vir die rooi truie. Roots wat hard indryf, maar hy word netjies vasgevat. Oos-Transvaal wat die bal omdraai. Dan speel hulle na die steelkant toe. Dis die kaptein Pieterse wat vra vir die bal. Hy gaan grond toe. Skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas. Hy sê daar die loskram was gevorm. Die manne moes die bal los. Hulle doen dit nie. Hulle gaan van hulle voete af. Hulle speel die bal. En dis Pieterse wat die bal gaan die kantlyn opsoek. Hy skop die bal ver veld af. En 'n skitterende skop deur die loskakel van Oos-Transvaal. Hy jaag die Noord-Kaapenaars terug tot binne in hulle eie kwartgebied met die Oos-Transvaal wat die bal kan ingooi. Die rooi truie nou op die voorvoet. Vir die eerste keer in hierdie wedstryd wat hulle die geleentheid het om die Kaapenaars nou onder druk te sit hier in hulle eie kwartgebied. Hakker wat nie gooi nie. Skeieregter gaan blaas. Luister, blou. Een van die voorrye wat daar vir die Oos-Transvaal ingooi. Hakker David Roots wat hulle gebruik hier in die lyn staan. Spring baie goed vir die Oos-Transvaal. Gooi hulle voor op nommer 4. Hy rank pragtig, hy kry die bal. Skeieregter. En weer werk dit vir die Noord-Kaapenaars. Hulle val terug, hulle maak nie kontak nie. Dis obstruksie. En dit is Eberson wat die tikkie vinnig geneem het. Besige flank vir die Noord-Kaap.
Bal wat uitkom, hulle sal hom graag vinniger wil hê. Tomlinson het die bal in die hand, hy skop in die middel van die veld vorentoe en hy sit die bal self agterna. Maar hierdie heel agter vir die Oos-Transvaal is baie gevaarlik, hulle sal hom moet dophou. Hy maak pragtig reguit, maar Retief wat steeds die bal het, hy plaas die bal terug. Skitterend word die bal omgedraai deur die 8ste man van Noord-Kaap. Ook 'n man wat 'n barsou speel. Los Roy! Rol! Teruggeplaas, skrimskakel uit na Tomlinson. Hy versprei hom weer van 'n Merwe. Dis word met die bal betrap. Hy gaan vorentoe. Dis op die 10 tree stippellyn vir Noord-Kaap. Bal wat terugkom. Die bal is beskikbaar. Tomlinson. Bietjie besluitloos, dan na van der Merwe, trek sy man, speel uit. Goeie verdediging, hy word met die bal betrap, plaas die bal terug. Daarvoor gaan hy gestraf word, hy speel die bal op die grond. En nou moet hulle rustig raak. Op jou voete wees as jy die bal speel. Die los het rustig man. Ja. Rustig seuns. Ons skakel van Noord-Kaap, wat gaan kyk of hy kan veld wen. Skop die bal en 'n paar meters vir die Noord-Kaap. Dis Ek het die bal nog by my gehad as net so buitekant nie. Was dit nog steeds obstruksie? Tussen die 10 tree stippellyn en die halflyn. Nee, die bal was agter, was wie aanhou gewees. Skeieregter wat praat met die springers, want daar is 'n bal by my hou. Dan sit reg. Maar jy het hom ander springe bietjie ongegalig daar in die lyn staan, hè. Dis asof die kommunikasie nie goed is nie. Die bal gehad, jy het hom nie Ons gehad. kyk wat gebeur hierdie rondte. Dit is die Noord-Kaap wat die bal gaan Kom ingooi. ons maak oop agter. So Erns, nog een man hande Erns. So Erns. Kaptein Erns Kleinhans wat die bal ingooi. Dis Eberson wat spring, maar hulle gooi voor Nee, jy het die bal binne die 5 gevat. en dit is 'n onnodige fout. Onnodige fout deur die Noord-Kaapenaars. Nie 10 tree getrek die bal by die ingooi nie. Los hom man. Klein foutjies wat insluip met 'n Tackle los daar bly. 8ste man. Hier sien Oos-Transvaal dryf weer hard in. Dan word daar deurgebars deur die nommer 4 slot. Dis 'n gevaarlike speler. Strafskop vir die rooi truie en nou is dit besluitnemingstyd. Skeieregter Rooi kaptein blou. roep die kapteins nader. Kom ons kry dit sommer gou. Warm daar in die wind. Die manne voel mekaar. Hulle val oor die bal. Hulle maak altyd die bal En ek vermoed dis die Oos-Transvaal wat gaan palle toe aan lê. Soek die daylight, baie van die daylight is hier daar nie. Kom ons kry dit gou onder mekaar uit. Ek het hier 2 keer gepoel en toe trek hy my oor. Okay, maar nog steeds wat ek gesien het, jy het oorgegaan. So dis wat ek gesien het, okay, né? Okay, reg. Ons maak dit so. En as jy op die grond is, moet jy ook natuurlik die bal los. Kom ons hou dit op, anders dan gaan ons anders te goed begin doen, né? Reg, dit is nou tyd om gou met 'n Praat gou. goed arrows. Of sien raks, moenie oorval. Spider mooi. Moenie aan die ander kant sit. Wanneer sit help in die Palle, Ja, skeieregter Andey, is reg by jou? kaptein van die Oos-Transvaal wat besluit hy gaan palle toe aan lê. Dit sal die eerste punte van die wedstryd wees. Klapharde finaal hier in Groblersdal vir die Winterspele 2025. Manne wat nie kansse gaan vat nie. Hy sal graag eerste op die tellbord wil wees. Hy tree terug. Redelike reguitskop. Om vorentoe, hy het hom baie mooi getref. Hy's tussen die pale deur, die afstand was meer as genoeg. Ons het voor hierdie wedstryd gepraat van die skopskoen van hierdie loskakel. En jy kan nie foute maak met hom nie. Hy gaan jou straf. Dis die Oos-Transvaal wat die voortou neem met 3-0. Agter. Hou.
Losskakel van die Noord-Kaap wat besluit om diep af te skop, maar die bal gaan aanhou met rol, hy gaan oor die doodlyn. Skram op die half, manne. En klein taktiese foutjies wat insluip. Dis 'n vaste skrim wat gaan vorm hier op die middelkolletjie. Dan gaan ons die skrams lekker En dis vat. die Oos-Transvaal wat die bal sal kan ingooi. Point! Sit! Yes, 9! Hou! Hou! Hy's uit! Dan is dit die Oos-Transvaalers wat besluit om met die bal te hardloop. Retief die heel agter wat gaan grond toe gaan. Hy plaas die bal mooi terug. Dan is dit daai en is weer 'n skitterende verdediging. Losvoorspelers van die Blouers wat klipharde en dan word die bal skoon gemaak. Skeieregter blaas op sy fluitjie. Die man wat op die grond is, hy hou vas nie die bal nie. Pragtige verdediging. Het jy 'n kol vir my? En as hy die vlagman wat sy vlag uithou, hy sien hier was 'n fout gewees. Okay, maar ons vat nie die penalty. Sal die penalty is nie dangerous gewees nie. Ons hou by die penalty. Ons hou by die penalty, manne. Rooi, hy tackles hy, né? Strafskop wat gaan staan. Daar so, is reg by jou. Rooi is wat 'n bietjie hoog ingegaan het daar. Dis Kole die losskakel vir die Noord-Kaap wat gaan kyk of hy kan kantlyn vind. Dis 'n baie goeie skop. Dis 'n groot skop. Hy jaag die Oos-Transvaal ver terug tot diep in hulle eie kwartgebied. En nou is hier 'n guldige geleentheid vir die Noord-Kaapenaars om op die tellbord te kom. Wie was hoog geweest, Rooi? Ons het baie gepraat oor die skopvoet van Maar sal dit nou so wag? Pieterse, die kaptein vir die Oos-Transvaal, maar Kole hier vir die Noord-Kaapenaars is self 'n gedigte losskakel. Die bal ook baie mooi tref. Hy's ook baie goed in die vaste los, glo dit of nie. Dis 'n losskakel wat bekend is daarvoor om betrokke te raak by die spel. Is 'n man wat die vuur aansteek as dit nodig is. En hierdie keer is daar 'n misverstand, maar hulle bring die bal terug. Noord-Kaapenaars wat die bal het en hier kom is Skoppie. Is dit goed genoeg? Dis te diep. Noord-Kaap wat probeer om hier so kruisskop taktiek uit te oefen. Dis Skole die losskakel wat daar op die vleuel gaan staan het en Tomlinson wat hom vir hom moes dwars oor die veld skop. Maar hy skop hom direk in die hande van die vleuel. Guldige geleentheid daarmee heen vir die Noord-Kaapenaars. Pieterse wat diep afskop hier in 'n gat. En dis 'n bal wat gaan aanhou met rol. Kaapenaars wat moet gaan regmaak. Dis hier die skrimskakel wat die bal gaan terugskop. Hy sal moet vinnig aan kant kom. Dis 'n bal wat ook aanhou met rol. Retief wat die bal opbring heel agter vir die Oos-Transvaal. Hy trap af, maar hy word vasgevat daar in die middel van die veld. Sorry, ref. Weer eens klipharde verdediging op die losskakel. Hier word niemand gespaar nie. Die 8ste man van Noord-Kaap wat eenvoudig insak onder hom. Oos-Transvaal wat die bal vorentoe verloor het in daardie laag vat. En dis die Kaapenaars wat sal kan ingooi. Die telling steeds 3-0 in die guns van Oos-Transvaal. Manne, ek gaan nie alles sien nie, maar as ek slag as ek jou gaan vang. Al twee kante as ek jou gaan vang. Jy gaan jou laaste game gespeel het en ek gaan jou rooi kaart gee. Los dit. Kom. Ons sal hele kant toe kom. Noord-Kaap. Wanneer raak nou 'n bietjie moeg. Sal moet hulle dissipline dophou. Crouch. Point. Lekker laag sak die blou span. En dan word die Noord-Kaap gestraf. Skeieregter bevind dat hulle afgaan op hulle knieë. Bietjie te laag gesak. Dis reg. Daar is hierdie Oos-Transvaal se pak voorspelers wat regtig hulle kant bring. Ongelukkig vir die rooi truie. 'n Fatale fout wat hulle maak. Ongelukkig word die bal ook aangeslaan. Het hy aangeslaan? Ja? Ja, nee, ek was van plan om te blaas.
Wat? Nou weer. Ja, oké manne. Was omkant, wil julle skram hier iets of 'n penalty daar? Penalty daar manne. Julle is omkant voor die skopper gewees, né? Ja, min of meer hierso, sê. Skeieregter wat 'n strafskop gaan toeken aan die Oos-Transvaalers en hulle gaan 'n tikkie neem. Hulle wil die bal hardloop. Sal bitter graag wil gaan druk voor rustyd. Dit is hier die nommer 5. Nee, is die 8ste man wat daai bal opneem. Maar is die Noord-Kaap wat nou verbeet te verdedig. Los! Al wat weer terugkom. Dis weer die 8ste man wat optel. Hy dryf om. Kom oor die voordeellyn. Tackle los, rol! Al wat steeds in besit is van die Oos-Transvaalers wat steeds die bal het. Kaapenaars kry dit reg om die man uit te duik daar op die kantlyn. Weer 'n guldige geleentheid vir die Oos-Transvaalers om punte te kon aanteken. Maar dit is die verdediging van die Kaapenaars wat hou. Noord-Kaap by die balveld afskop. Baie goeie laagvat. Bal word afgeneem. Dit is Kole. Ons het net ook gepraat van hom hoe hy betrokke raak by die vaste los en dan word die bal omgedraai. Kom hy uit. Everson, eerste ontvanger. Hy gee lekker harde aangee, maar ongelukkig nie onder beheer gekry nie. Die bal word aangeslaan. Ek het nie voordeel gespeel. Help jou gooi jou hande aan die lug nie. Ek het die voordeel gewys. Kom boys. Ons gaan hulle wegskram. Hoor jy, kom. Kyk die blind side, kyk vir die agter. Ramp jy hoor. Tot in. Check die choppie. Corner. Kom ons probeer weer dit. Wag dat ek happy is met die skram en as jy te vinnig ingooi, sal nog nie gebind hier al twee kante. Val jy prom mekaar. So as ek happy is, gaan ek vir jou raak of ek gaan vir jou sê yes. Kan jy ingooi, hoor. Reg, crouch. Point! Sit! Nee. Dis beter. Oh! Tackle! Use die bal, rooi! Sef tyd, jou hand seker die kant. Agter toe! Visser op die Zappie! Tackle! No trolling, rooi! Daar by die man, hè? Voilà, maak jy weg. No trolling, red! Rooi, Chai! Die voete maar. Hierso op die lyn. Kom ons maak seker hier hoor. Maak vas. Ekskuus, kyk Alia. Jy het hom nie getikkie. Nie getikkie. Hy moet beweeg. Maar boys. Dis wat sê reël oor waar ek moet doen.
mag ingooi, maar het moet oor die... Ek moet agter buite. Jou voet moet agter die lyn wees. Ja. Op die lyn. Probeer, né? Wag vir my, die skram is reg is. Crouch! Ja! Point! Yes. Rol op my in, die spin of nie reg. Sy bietjie nader. Hou op. Crouch! Ja! Sny. Ja, ek is happy, ek was in lyn. Trika, sês vir myne. Maak oop, Roy. Hier's my merk, so julle moet bietjie by hom staan. Oor Roy. Nie daar nie. Agter. 36, 19. Okay. Bly. Jy weet van jou. Los. Louis maak seker van. Boy, dankie boy. 93. Die danger is nie deur die 90. Penalty only. Die wat? Hy is deur die 90. Penalty only. Hy kan optel die 90 en op sy voet is. 90 half op sy skouer, so dis gebeur. Dertig. Twintig. Van die lyn. Terug ons van die lyn. Agter toe speel. Mooi man. Ek het aangeneem vir my skop, ek het teruggetree alles. Toe begin hulle praat. Net vir my kyk as bietjie meer. Jammer, dit klink my daar was 'n onderbreking hier in die kommentaar. Dit is rustyd en dit is die Oos-Transvaal wat voorloop. Ons was besig om te sê van die adverteerders wat vir die advertensies betaal en wat dit dan moontlik maak vir Boer Media om hierdie geleentheid te kan uitsaai. Lewendige stromingsdiens wat dit dan ook vir ouers en grootouers wat nie die geleentheid self kan bywoon nie, vir hulle die geleentheid gee om deel te kan wees van die verrigtinge. Ons het ook verneem van heel party oud leerlinge wat ingeskakel is, selfs in die buiteland, wat saam met ons kuier hier by Winterspele 2025 in Groddersdal. Die windjie wat nou effens begin opstaan, so effens 'n noordewind,
wat nou besig is om op te staan. Dit gaan beteken dat die Kaapenaars gaan in die tweede helfte teen die wind speel en teen die son. Altyd 'n bietjie moeiliker as die asems nou begin jaag. En dis die Oos-Transvaal wat baie dankbaar sal wees hiervoor, veral met 'n man soos Pieterse op losskakel. Hy kan die bal ver veld afskop as hierdie wind hom gaan help. Die Oos-Transvaalers op hierdie stadium domineer die vaste fasette voor. Hulle sal dit graag so wil hou. Kaapenaars wat nog nie lekker met die bal in die hardloop gekom het nie. Ons weet hulle agterste driehoek is baie vinnig en gevaarlik met die bal in die hand. Maar as gevolg van klompie hanteringsfoute nog nie lekker op dreef kon kom nie. Die manne is terug op die veld en hulle is gereed vir die tweede helfte. 3 punte verskil tussen die twee spanne. Kan enige kant toe gaan. Die wenspan hier natuurlik die wenner van Winterspele 2025. Elkeen van hierdie seuns sal dit bitter graag dat sy naam sal wil kan skryf. En is die losskakel vir die Noord-Kaap Kole wat die wedstryd gaan begin in hierdie tweede helfte. Hy kies om diep af te skop daar na die oorkant van die veld, die bal wat hop. En is die Noord-Kaap wat onmiddellik die bal terugkry. Bal wat uitkom aan die kant van die Noord-Kaap, hulle gaan die bal wyd vat. Maar is die Oos-Transvaalers wat pragtig kom regmaak. Daar word hard vorentoe gedryf, hy word op die doellyn teruggedra. Bal wat weer uitkom aan die kant van Noord-Kaap, is die Oos-Transvaalers wat wel gooi en nou gaan hy vinnig deur die hande. Daar's meer as genoeg spasie op die buitekant. Gaan hy afrond, hy trap af, hy duik oor. Dis die eerste 3 vir die wedstryd. Dis die Noord-Kaap wat gaan punte aanteken. Onmiddellik na die afskop. Ons het gepraat oor die agterste 3 van die Noord-Kaap wat 'n bietjie spasie soek en dan is daar probleme. Dis die eerste punte vir die manne in blou. En ek dink die Oos-Transvaalers wat baie spyt sal wees dat hulle nie daardie afskop onmiddellik gevat het nie. Bietjie kommunikasiegaping gewees tussen die manne daar aan die oorkant. Hy bietjie telling 5-0 vir die Kaapenaars met die skop om te kom. Ons het gepraat van die windjie wat effens opstaan, wat dit so 'n bietjie moeiliker maak vir die skoppers. Is jy reg met hulle daar? Is jy happy? 30 sekondes. Mediese personeel wat steeds besig is om aandag te gee daar aan een van die Oos-Transvaal spelers. 20. Losskakel vir die Noord-Kaap Kole wat nou vorentoe kom. Hy tref die bal teen die paal vas, byna 'n goeie skop. Dit was op die kantlyn. En dit is die Kaapenaars wat nou saam praat hier aan die een kant. Hulle het hulle eerste punte aangeteken in die tweede helfte eers, so die telling nou 5-3. Pieterse, die kaptein wat afskop, is 'n hoë hangskop. Dis 'n pragtige afskop. Gee sy voorspelers kans om lekker onder die bal in te kom, maar dis Klein Hans wat die bal vasvat en dan die Oos-Transvaal wat eweneens van die afskop af onmiddellik druk uitoefen. Bal wat vinnig terugkom en dan 'n aanslaan. Maar daar was eers 'n aanslaan dink ek van die Noord-Kaapse kant af, so die skeieregter gaan die skrum vir die Oos-Transvaalers gee. Hulle is in 'n lekker aanvallende posisie binnekant die kwartgebied van Noord-Kaap. En hulle sal dit baie graag wil omskakel in punte. Hy moet reguit ingooi. 2 keer so. Crouch! Point! Sit! Yes, 9! Beter skram van die Noord-Kaap. Hulle skram die Oos-Transvaalers byna van die bal af, maar die skeieregter wat sê dat die sal weer oor. Hy gaan weer die bal vir die rooi truie gee. Agterlyn van die Oos-Transvaal wat nou graag 'n mooi skoon eerste fase balbesit wil hê. Kom ons kry ons voete. Pieterse wat praat daar met die skrimskakel, hy wil die bal vinniger uit hê. Crouch! Maar hy gaan weer sak. Bye!
Skramwerk van die Noord-Kaap lyk definitief beter in hierdie tweede helfte. Ja, is beter. Weer dieselfde storie, skeieregter hard op sy vletjie. Hy beslis. Dis die Noord-Kaap wat grond toe gaan. En dit is die rooi truie lyk my wat vinnig 'n tikkie wil neem. Hulle tik vinnig die bal. Dan word hy een kant toe gespeel na die regterkant toe. Dis 'n bal wat los lê, weer vorentoe gedryf. Kyk gebruik. Pieterse. Skitterende verdediging in die middelveld. Niemand anders as die loskakel Kole wat sy man staan. Hy's 'n vuurvreter onder hierdie omstandighede. Dis wat hy soek. Dis weer hy wat die bal terugwen. Plaas die bal terug vir die Noord-Kaap. Die Oos-Transvaal sal baie jammer wees dat hulle hierdie bal besit verloor het. Dis 'n bal wat uitkom. En dan word daar reguit gemaak. Bietjie geïsoleer. Noord-Kaap wat die bal weer gaan terugplaas. Kom hy terug na Kole. Hy gaan hom skop ver veld af. Maar is relatief die heel agter vir Oos-Transvaal wat in posisie is. Hy kan besluit. Gaan hy links, gaan hy regs. Hy gaan reguit vorentoe. Goeie verdediging. Agste man wat weer vorentoe dryf. Sarel Roets die akker vir die Noord-Kaap wat sy man staan. Dan sit er Pieterse, dis Eberson. Hy pas daai buitesenter hierdie keer mooi op. Maar is die skeieregter wat voordeel toelaat aan die kant van die Oos-Transvaal. Hulle vat die bal in. Klein aanslaan, maar ek dink hy gaan daar 'n strafskop toeken. Ek dink Eberson het bietjie hoog ingegaan op die verdediging. Hierso. En dis besluitnemingstyd vir die Oos-Transvaalers. Ek dink dis Pieterse wat sal dit heel waarskynlik oorweeg om paal toe te skop met 'n effense wind wat hier van agter waai. Ja, hy dui aan hy gaan paal toe skop en dis 'n lang skop, maar is definitief binne sy bereik. Manne wat die bal kan ver skop hier in die Transvaal. Die lugdruk is laat dit toe dat die bal ver trek, veral as daar so 'n windjie van agter is. Hy gaan die bal stel binne sy eie halfgebied. 2 tree binne sy eie halfgebied. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie skop. Hy vra dat sy spelers sal terugstaan. Hou. Loskakel vir Oos-Transvaal wat vorentoe kom. Dis 'n lang skop. Tref die bal goed, maar ek dink nie hy gaan die afstand hê nie. Hy het nie die afstand nie. Skitterend. Dis heel agter vir die Noord-Kaap wat hard vorentoe inkom en hy's gevaarlik. Wen baie veld. Nou wag daar vir 'n skrimskakel om by te kom. Dan is dit die loskakel wat die bal in die hande kry. Kaptein Kleinhans wat hard vorentoe dryf. Hy gooi die bal terug. Sy heel agter wat die bal skop. Maar is die skeieregter wat bepaal dat daar was fout gewees, weer opgetel in die verdediging. Jong manne wat sal baie versigtig wees vir dit. Die reëls is baie streng rondom dit. Dit is ook reg so. Die 14 regtervleuel vir die Oos-Transvaal wat van die veld af is. Besering opgedoen. En nou is dit Kole die loskakel vir die Noord-Kaap wat die bal gaan probeer uitskop, maar hy kry hom nie uitgeskop nie. Skitterend vorentoe gedryf deur die rooi manne in rooi. Bal wat terugkom, weer die agste man na om die losgemaal. Kry nie lekker momentum nie. Pas hom op. Hierdie keer kom hulle oor die voordeellyn, amper op die halflyn. Alles uit sê die skeieregter, agste man wat weer optel en kyk wie is daar. Dis die Oskakel. Kole wat weer daar sy lyf of waffer se 6 flank gedra. Dis Eberson wat insak. Hulle word opgetel, teruggedra. Verdediging wat regtig rotsvats is aan beide kante. Dan kom die bal in die lyn af. Hierdie keer nommer 4 slot kom nie oor die voordeellyn nie. Agste man wat optel, Kleinhans is op die bal, gaan hy hom terugwen. Hy wen hom terug vir die Noord-Kaap. Bal wat terugkom. Tomlinson uit na Eberson, vinnige hande. En as jy aangee wat verlore gaan. Maar dis baie goeie verdediging aan die kant van die Oos-Transvaal. Hulle kry dit reg om die Noord-Kaapenaars se teenaanvalle te neutraliseer. Kom vinnig in posisie as die bal omgedraai is.
En daar is 'n besering. Ja, Hensinger raak heeltyd. Ja, maar niet. Kom. Oké. Julle ander Manne is weer gereed om voort te gaan met die spel. Die lyn staan wat gevorm is net binne kan die 10 tree stippellyn van die Oos-Transvaal. Dis Jaker wat ingooi, hy vind nie sy springer nie. En dis die Noord-Kaap wat die bal gaan terugplaas. Dis die skeieregter wat bevind, dis Eberson. Hy gaan vinnig 'n tikkie vat. Dryf vinnig vorentoe. Ek dink nie die Oos-Transvaal was 10 tree terug nie. Dis bal wat uitkom. Fop aangee na binne, hy trap af. Skrimskakel wat aftrap. Bal is steeds lewendig. As dit die 7 flank. Eberson met die bal in die hand. Word uitgedra aan die oorkant. Komlik as die spel so bietjie lop te raak, is daar probleme vir die manne in rooi. Hulle sal graag wil hê dat die ding moet spel moet vas bly. En die vorige keer die Haker wat nie sy springer kon vind nie. Ons sal moet seker maak van hierdie bal. Dit lyk beter, is 'n bal wat terugkom. Pieterse. Daar word hy aangeslaan. Pieterse wat kom optel. Skeieregter bevind speel aan. Transvaalers wat die bal terugkry. Baie goeie verdediging. voor die rooi staat entry. Vir my voordeel sê die skeieregter al is omkant. Ja, Van die kant af blou. van die kant af beslis die skeieregter. Geleentheid vir die Oos-Transvaalers om te gaan asem skep. Pieterse wat die bal sal ver veld afskop by die wind agter hom. Is jou merk? Nie veel van 'n hoek gehad nie en hy wen tog 'n hele klompie meters vir die Oos-Transvaalers. Dis op die 10 tree stippellyn van die Oos-Transvaal wat die lyn staan gevorm gaan word. Ja, net nou. Net die een keer die glas. Hou daar! Beter lyn Jy staan. spring net maar bo oor die lyn, jy moet in. Jy vang die bal aan die kant van die lyn, so jy spring oor die lyn, jy maak die lyn staan toe, né? So net 'n vryskop. Skeieregter wat 'n vryskop gee vir die Noord-Kaap. Hy verduidelik baie mooi vir die spelers wat verkeerd gegaan het. Sê die slot vir die Oos-Transvaal het oor die lyn gespring, oor die denkbeeldige lyn. En is die Noord-Kaap wat nou met hulle spelpatroon sal wil begin. Dis tweede helfte tyd, die asems jaag. En dis wat hulle graag wil doen, maar dis Eberson wat wil vorentoe skop. Hy verloor die bal, goeie verdediging. Jy het hom vorentoe verloor. Aanslaan. Baie duidelik sien. Kom boys. Dat die Pau Blou is het besluit om hierdie bal nou te begin lig gee. Kyk, hy stryk hier. Lekker hard. Kom boys. Die rooi truie wat steeds die vaste fasette domineer. Kom ons kyk wat gebeur hierdie ronde. Crouch. Skei strafskoppe ook al afgestaan in die skrims. Yes, 9. Die Noord-Kaapenaars lekker netjies sy eerste fase balbesit wat uitkom, maar die aangee is nie baie goed nie. Pieterse wat hom op die voet sit, hy skop ver veld af. Heel agter wat ongelukkig sy balans verloor. Nou sal hulle moet regmaak. Hy kry dit reg om reg te maak. Is daar genoeg ondersteuning by hom? Ja.
maar die Oos-Transvaalers wat baie veld gewen het, dan word die bal vinnig opgetel, aanslaan en nou is daar probleme. Skeieregter wat sê, Daai bloed. Ons van die skram hier so, maar nou aangeslaan deur blou. skram wat gaan vorm in die middel van die veld, Broertjies, julle ons moet hoor intensiteit hou. net buitekant die kwartgebied van die Noord-Kaap. En die Oos-Transvaal sal graag wil iets van hierdie beweging maak en het aanvalopsies beide kante. Kom ons gaan. Crouch! Point! Telling is steeds 5-3 in die guns van die Noord-Kaap. Dis beter. Hou! En daar kom 'n reuse skram van die Noord-Kaap. Dit lyk beter vir die manne in blou. Hulle gee mekaar die hand. Dit is waarvoor hulle gesoek het heelmiddag. Heelmiddag nog onder druk geplaas deur die Oos-Transvaalers, maar hierdie keer andersom. Hulle wen vir hulle self 'n strafskop en hulle sal kan wegkom daar van hulle eie kwartgebied. Loskakel wat effens onder die bal skop, wen nie baie veld nie, maar die bal is uit, so op die 10 tree stippellyn van Noord-Kaap en is die Kaapenaars wat sal kan ingooi. Sorry. Agref. Noord-Kaap se span wat bekend is vir sy fiksheid. Gewoonlik hierdie laaste 20 minute van die wedstryd. Wanneer hulle 'n moeilike span is om te keer, so ons kan net hoop dat die Oos-Transvaalers sal seker maak dat hulle nie die wedstryd te los laat raak nie. Af jy. Baie netjies 'n lyn staan beweging. Skeieregter sê dis skeef ingegooi. En daar gaan weer geskram word. Skram op lyn staan. Definitief iets waaraan die afrigter sal kan gaan werk is aan die lynstaan bewegings. Daar is baie min lynstaane wat afloop soos wat hulle dit beplan. Nee, maak nie oop. Dis die merk, man, hou oop. Hou julle meter oop, né? Weerskante oop, maak oop. Groot oop, moenie toemaak nie, hou oop. Hou oop. 7, 9, 3, 4. Feet. Al wat uitkom aan die kant van Oos-Transvaal, hulle klap hom oor, nie 'n baie skoon bal besit nie. Kaapenaars wat lastig is daar. Kom die bal hier uit na nommer 20 vir die Oos-Transvaal. Pieterse wat die bal hoog bokant homself vang en dan ongelukkig nie sy senter vind nie, maar dan word die bal opgetel daar. En dan nou vas hulle aan die bal. Skeieregter gaan die skram toeken vir die Noord-Kaap. Bal wat ongelukkig net nie daar in die hande kon bly nie, maar daar was definitief iets aan vir die Oos-Transvaal. Sonnetjie wat nou lekker warm bak hier in Groblersdal. Ons is so in die laaste paar minute aan die inbeweeg vir hierdie finaal van Winterspele 2025. Wie van die spanne sal dit die graagste wil hê? Slegs 2 punte verskil. Noord-Kaap 5, Oos-Transvaal 3. Point. Sit. Steady. Tussentyd Loskakel wat skrimskakel toe geskuif het. Lyk beter vir die Kaapenaars. Bal wat uitgaan daar na Tomlinson. Hy gaan probeer sit hom op die voet. Gee 'n skoppie deur. Agtertoe. Retief die heel agter vir Oos-Transvaal wat die bal onder beheer kry. Plaas hom terug. Tackle los, het gemis. Dis reg. Vat maar die aanslaan. Steeds die bal besit. Skeieregter sê daar was 'n aanslaan. Gemis, toe vat jy die tweede keer. Die kant van die Noord-Kaap. So hy gaan 'n skram gee vir die Oos-Transvaalers. Hulle is daar so op hulle kwartlyn. Die Loskakel Pieterse wat graag daai bal weer sal wil mooi skoon terugkry om hulle weg te kry hier uit hulle eie kwartgebied uit. Vorige skram van die Oos-Transvaalers wat onder druk was. Crouch. Ons kyk wat gebeur hierdie ronde. Hulle 'n mooi skoon bal sal kan terugwen vir hulle agterspelers. Lyk tog so. Ja, dit lyk beter. Pieterse met die bal in die hand, skop hom ver veld af, maar dis die heel agter wat in posisie is. En hy kry nie reg om hom onder beheer te kry nie. Tel nou op. Kom nou van teenaanval. Sal hy rondom sy manne kan kom? Hy kom rondom sy manne. Dis nog steeds die heel agter met die bal in die hand.
gee so effens 'n David Campisi stappie. Maar dan skop hy die bal in die middel van die veld af en sy retief die heel agter vir Oos-Transvaal wat in posisie is, bal wat uitkom. Dan is dit weer Pieterse die heel agter, hy gaan self probeer, maar hy word vasgevat agter die voordeellyn. Agste man wat weer indryf hier rondom die losgemaal. Hy kom lekker ver oor die voordeellyn voor hy grond toe geneem word deur Kleine Hans, kaptein van die Noord-Kaap. Bal wat agter toe gaan, hierdie keer word hulle agter die voordeellyn betrap. Bal word omgedraai. Dis die Noord-Kaap wat die bal in die hand het. Wat sal hulle kan maak met die ene? Vinnig deur die hande. Dis Tomlinson wat binne toe breek. Hy's 'n bietjie geïsoleerd. Gaan die bal kom uit aan die kant weer van die Noord-Kaap. Hierdie keer skop Kohler die skrimskaker die bal vorentoe. Maar dis die skeieregter wat sê daar's van die kant af ingekom deur Oos-Transvaal. Hy ken 'n strafskop toe aan die Noord-Kaapenaars en nou is dit besluitnemingstyd. Dit lyk tog of daar 'n moontlikheid is dat hier pad toe aangelê gaan word deur die Noord-Kaapenaars. Dit sal beteken nee, hy gaan die kantlyn opsoek. Hy gaan die kantlyn opsoek. Kohler skop die bal. Maak seker dat hy uit is. Halfpad tussen die kwartlyn en die 10 tree stippellyn van Oos-Transvaal. Met die Noord-Kaap wat die bal kan ingooi. Weer Kleine Hans wat die lyn staan gaan voer. Hierdie keer werk dit, maar hulle is onder druk. Die Oos-Transvaalers wat die beweging lees. Hulle draai die bal blitsvinnig om, maar hy kom nog steeds uit aan die kant van die Noord-Kaap. Vinnig deur die hande. Hy vind aansluiting. Dis Tomlinson. Hy gaan self deur die gaping. Gooi die bal ongelukkig net wild weg. Dis Merwe wat reg kry om hom terug te plaas. As jy die bal speel wat op die grond is. Dis die skeieregter wat bevind dat die bal daar onwettig gespeel is. Dis Pieterse wat die bal veld afskop. Het kan hiervan kom, daar is ongelukkig niemand wat die bal jaag nie. Hy gaan hom oor die doodlyn skop. En dit kan dalk 'n fatale fout wees. Loskakel van die Oos-Transvaal wat eintlik 'n skitterende wedstryd so ver het. Hier 'n bietjie oorhaastig. Hy moet nou uit omgevat. Ek het nog speel toe hom gehad het. Ja, maar hy wil Dis die skeieregter wat die kaptein van die Noord-Kaap naderroep. Hulle moet besluit Dis happy, maar hy was klaar. wat gaan hulle doen. Toe hy die bal daar geplaas het. En dis die Noord-Kaapenaars wat sê ons gaan skram daar waar die bal geskop is. Dis binne die halfgebied van die Oos-Transvaal. Gulde geleentheid vir die manne in rooi nou hier verspeel. So jy kan sien dis die manne wat hard asemhaal. Volle 3 dae van rugby, die lywe moet seer wees. Het lyk beter vir die Noord-Kaap. Bal is uit. Vinnig deur die hande. Tomlinson uit na Van der Merwe. Kry nie die bal onder beheer nie. Aangee so 'n bietjie agter die man. Sal graag wil sien dat die aangee veral daar tussen die centers meer voor die man is, dat hulle op spoed in die balle kan inhardloop. Beide kante, al twee van hierdie spanne se aangeewerk wat ek in die steek laat hier op die punte. Kom ons gaan. En dis die Oos-Transvaalers wat die bal sal kan ingooi op die halflyn. Hulle sal baie bly wees om dit te kan doen. Dit gee vir hulle die geleentheid om weer op die voorvoet te kom. Sal Pieterse sy agterlyn hier wegkry. Ongelukkig het die Oos-Transvaalers een van hulle staatmakers senters vroeg in die wedstryd verloor. Nie besering wat nie goed lyk nie. Dan kom die bal uit, maar Pietersen wat verby die bal hardloop, weer die aangee wat verlore gaan. Skeieregter wat weer op sy fluitjie blaas. Aangeewerk wat nie goed is op hierdie stadium nie. Kom ons kyk wat doen die Noord-Kaapenaars nou. Kleine Hans wat sy manne bymekaar roep. Sal die verdedigingslyne hou. In die middel van die skram, Sarel Roots. Hallo. Met sy voorrye nader trek.
Sy broer David Roots in 'n rooi trui vir die Oos-Transvaalers. Jongman speel 'n bars hou vir die rooi truie hierdie afgelope 3 dae. Is nie van die grootste rugby spelers hier, maar sy werkstempo is ontsaglik hoog. Kom speel vir my lekker in die middel en ek sien die maak so met Johannes, so speel hom in die middel. Betrokke by die spel. Point! Ons kyk wat gebeur met hierdie skram. Vaskop. Is David Skooman met 'n vaskop hak. Dis die rooi truie wat die bal aan die agterlyn afbring. Dit lyk beter, die aangeewerk is beter. Bal wat vinnig terugkom weer aan die kant van die Oos-Transvaal. Dryf sterk in, maar dis die verdedigingslyne van die Kaapenaars wat hou. Die bal word teruggeplaas. Retief die heel agter wat op skrim skakel. En dan goeie verdediging weer deur die einste Sarel Roots. Nou daar in 'n pynig kom hy daar deur 'n gaatjie. Hy steeds op sy voete. Maar dan is daar vinnig op die bal deur die 8ste man. Die skeieregter blaas op sy fluitjie. Dis weer die 8ste man vir die Noord-Kaap wat daai bal terugwen. Sy soveelste omgekeerde bal besit. En hy is verseker 'n kandidaat vir speler van die wedstryd. Daar die 8ste man met die wit skrampet. Kole skrimskakel nou vir die Noord-Kaap wat die bal gaan uitskop aan die oorkant van die veld. Hy wen baie veld vir die Kaapenaars. Oos-Transvaal wat hier lekker die bal versprei het. Aangee wat in die hande mooi na die hande toe gegaan het en dit is sommer onmiddellik beter gelyk vir die manne in rooi. Van die plaasvervangers in die Noord-Kaap wat nou op die veld begin verskyn. Nul bytstryd 5-3. Noord-Kaap wat die bal in die hande kry. Pere aanslaan. Skerp eerste toe gaan hy aanslaan op die grond van die skram so. Blou bal. Dis 'n vaste skrim wat gaan vorm hier net buitekant die kwartgebied vir Oos-Transvaal. Die telling 5-3 met so 4 minute speeltyd oor en hulle sal wil graag iets maak van hierdie skram. Hulle het ver om te gaan. Hulle sal moet hulle hoef net eenmaal punte aan te teken om die voortou te neem. Nie baie speeltyd nou oor nie. Passering aan die kant van Oos-Transvaal daar aan die ander kant van die veld. Okay, is die fight. Is jy elke Na afloop van hierdie wedstryd natuurlik die prysuitdeling, bekeroorhandiging seremonie. Lyk soos die haker David Roots wat daar seer gekry het. Ja. Maar jy luister, is aan luister. Hy word van die veld afgeneem. Contestant so blou moet die bal kry, nee, maar ons gaan nog steeds bind. Alles is dieselfde. Ja, waarskynlik maar krampe ook wees. Manne is sy lywe is seer. Kraut. Set. In die agtergrond. Helikopter wat opstyg is een van die oupas van die kinders wat hier speel wat self afgevlieg het om hierdie winterspele te kom bywoon en dan kom die bal uit aan die kant van die Noord-Kaap. Lekker aangee voor die man. Dit lyk beter. Kan er ietsie van maak. Trek sy man, maar die verdedigingslyne wat hou, dan is die heel agter wat besluit hy gaan dwars hardloop oor die veld. Hy het baie spoed. Wanneer gaan hy reguit maak? Nou trap hy binne toe. Hy sny soos 'n mes deur botter. Dis die bal wat net weer nie kan in die hande bly nie. Maar dis die skeieregter wat sê speel aan. Dan's dit die kaptein Klein Hans wat vorentoe dryf. Steeds die bal wat uitkom aan die kant van die Blouers. Hierdie keer Eberson uit na Tomlinson. Van der Merwe. O, die skeieregter wat sê die bal is aangeslaan op die grond. Blou saf. En dis die heel agter van die Noord-Kaap wat so byna daar 'n gaping vind in die middelveld. Nog plaasvervangers wat opkom vir die Noord-Kaap. So 3 minute speeltyd wat oorbly. Oos-Transvaal wat die bal kan ingooi.
Kom ons kyk of hulle nog 'n bietjie petrol in die tank oor het. Ja, dieselfde ding, jy mag optel as jy by sy voet. Agste man van die Oos-Transvaal, man wat 'n klapharde wedstryd gespeel het. Deur loop in die verdediging van die Noord-Kaapenaars getoets het hier rondom die losgemaal. Jy mag nie hakkie, hulle kry die bal, maar ons moet alles bind. Crouch. Point. Sit. Ek sê hier is 30 moeluiwe op hierdie veld. Hou. En die scrums wat nou nie kom dis verder nie. As dit 'n tekort nou aan spesialis voorrye, maar as 'n Pieterse wat die bal weer ver veld afskop. Wen baie veld en nou kom die teenaanval van die Noord-Kaap. 'n Skitterende beweging, skerp beweging, hulle kry dit reg. Al wat terugkom aan die kant van die Noord-Kaap weer eens, maar baie veld gewen deur Pieterse. Hierdie keer Tomlinson wat dieselfde doen. Skop die bal ver veld op en hy jaag homself. Dis Pieterse, die enigste kaptein wat hier op die bal is. Hy gaan definitief skop. Hy skop vorentoe. En dit is 'n skitterende skop, maar dis Kole wat die bal in spel hou. Hy tel hom vinnig op, maar dis die vlagman wat sy vlag opskiet. En dit was 'n baie goeie skop deur die kaptein en loskakel van die Oos-Transvaal. Dit sit sy span op die voorvoet, op die aanval. En hier is 'n geleentheid vir die rooi manne in rooi om te gaan punte aanteken. Dit gaan hulle sal hulle laat voorloop op die telbord met byna geen speeltyd oor nie. Daar gaan die hoeter af. Dit gaan die laaste beweging wees, naalbytstryd. En nou is dit belangrik vir die hakker om sy springers te vind. Nommer 4 Slot. Dis die einde van die wedstryd, die skeieregter wat sy fluitjie blaas, dis die Noord-Kaap wat wen met 5 punte teenoor 3. 'n titaniese stryd, wel verdiend, maar is die Oos-Transvaalers wat nie een oomblik teruggestaan het nie. Hulle het aangehou tot op die bitter einde. Dankie, dank jou maat en hoor, jy het baie gespeel, hoor. Dankie. Dankie. Close game, harde game gewees julle. Dankie julle. Dis die einde van die hoofwedstryd hier op die A-veld by Groumar CVO Groblersdal. Winterspele 2025 van die beweging vir Christelike Volkseie Onderrig, 'n pragtige geleentheid wat op die einde kom. En ons sal baie graag Ons sal baie graag wil met die kapteins gesels. Ons kyk of ons van hulle hier in die hande kry. Jan, daai wyn, ek wil vir 'n paar jaar wil ek hoor waar jy is. Die saam met van Oos-Transvaal, Hendrik Pieterse. Ongelukkig net nie deurtrek nie. Maar dat jy sit tot op die bid. Hoe voel jy? Nee, ek moet so hardheid gee. Die manne is in trane. Party van hulle sê hulle kom beter. Maar hoe sê vir hulle het hulle alles gegee, ja. Nee, ons almal het klipbare game gehad. Sommige van hulle is 'n ribbes is amper gekraak. So hulle het regtig hulle lywe op die spel gesit vir ons. En dis nou net jammer ons het daai 2 punte nou verloor. Ja, nee, baie geluk nogmaals met 'n baie mooi toernooi ook sover. Hendrik, ook vir jou as speler op loskakel. Jy is een van die spelers wat uitgestaan het. Jou skopvoet saamgebring hierdie toernooi. 'n Paar mooi skoppe deur die pale geskop. Net daai een wat jy nie kon deurkry in die eerste helfte nie, wat dalk die verskil kon maak. Maar jou spelers nie baie ernstige beserings nie. Nee, is nie daai een wat soos ek sê sy ribbes is dalk gekraak, anders is maar net 'n spiertjie. Die een se knie is maar so 'n bietjie seer, maar verder is daar nie so ernstige beserings soos op Bontedag nie. Hendrik, spele, as ek dit reg het. Wat sal jy uit hierdie winterspele uit met jou saamvat vir die res van jou lewe? My maats, ja, ek kan nie vir beter vriende gevra het soos hulle nie. Hulle hou aanveg tot op die einde. Hulle gee net nie op nie. Ek kan nie meer sê vir hulle van hulle. Hendrik, gaan geniet jou maats. Dankie nogmaals vir 'n pragtige toernooi. En volgende keer is dit julle sin. Mooi gaan. Ons wag nou net gou om te praat met die wenkaptein Ernst Kleinhans. Hy's nog besig om sy wen te vier. Ons gaan hom nou hier kry, dan kan ons met hom ook gesels. Saam met my die wenkapteins van die Noord-Kaap span, Erns en Kole.
Kerels, is hom lekker om te wen, hè. Dit is baie lekker oom, dit is ons 3de jaar in 'n reis. Eerste keer dat ons dit reg kry ooit en BCV te span het reg kry. Dis 'n groot voorreg oom. Oom, soos hy sê, dit is 'n regtig voorreg, was baie lekker geweest, 'n harde kompetisie geweest en dis waarvoor ons gekom het. Dit was regtig baie lekker. Ons wil net sê dankie aan Crowmar vir al die moeite wat hulle gedoen het hier vir ons. Dit was regtig 'n lekker winterspele. Ons oud-kollegas sal weer definitief kom kyk volgende jaar. Ja manne, julle het dit uitgelig. Dis julle 3de winterspele wat julle in 'n ry wen. Daar's nog nooit span in die verlede wat dit reg gekry het nie, maar julle is manne wat vir mekaar gespeel het. Hier op julle treye natuurlik ook die name van al die manne wat in die verlede al hierdie treye gedra het. Julle dra hierdie trey met trots. Sê vir my van wanneer af is 'n losskakel in nommer 6 flank? Yes, nee oom, ek weet glad nie. Dit is net daai bietjie motivering wat jy wil gee om seker te maak jy gee alles vir die span en dis wat ons gedoen het hierdie winterspel. Ons het alles gegee vir ons span wat die moeite werd was en kyk waar sit ons vandag met 'n uitstekende 3 wen aan mekaar. Erns, julle vaste fasette wat die eerste helfte 'n bietjie swaar gekry het en toe op 'n stadium het julle net in die skram geraak. Wat het julle vir mekaar gesê? Oom, weer eens soos ek vir my bondedag gesê het, jy kry iemand om dit vir te doen. Jy kyk aan man in die oë, jy glimlag vir hulle en jy wys vir hulle wie jy is. Ons is amper 150 kg swaarder, ligter as hulle in die skram. So is nie veronderstel weer maar ons het vir hulle ordentlik vasgevat in die skram so. Erns, dis jou laaste winterspele as ek reg is. Wat vat julle met julle saam? Kole, jou laaste een ook. Wat vat julle met julle saam van winterspele BCV oom manne? Ja, oom, is al jare dat ons hier is en baie lief vir al die manne wat hier so stap oom. En dit is 'n ongelooflike groot voorreg gewees. Ek vat saam met die broederskap tussen ons, net in ons span nie, maar tussen ons en al die ander spanne. Dis regtig 'n voorreg gewees. En ek vat definitief die broederskap saam en kyk hier's van ons wat teen mekaar gespeel het nou en waar's teen Bokkieweek saam met mekaar gaan speel. Dit wys jy na broederskap. Ons dalk kwaad mekaar op die veld, maar van die veld is ons weer broeders vir mekaar. En so dit is regtig iets wat 'n mens gaan onthou, wat jy kan saamvat vir 'n lang pad. Kerels, nogmaals baie geluk. Gaan geniet daai wen, gaan geniet daai vriende. Dankie vir 'n mooi Bokkie winterspele. Ons het dit geniet en sterkte vir julle wat Bokkieweek toe gaan. Ons hoop dit gaan daar ook met julle goed gaan. Hoor, baie dankie en nogmaals baie geluk. Dankie Jan. Geniet dit. Dankie. Vriende, dit bring ons by die einde van ons lewendige uitsending hier vir die hoofwedstryd. Ons gaan nou nog so 'n bietjie stromingsdiens doen hier by die prysoorhandiging, maar wat die spel aanbetref, vir my as Tiaan Tron se kant af sê ek baie dankie aan almal wat ingeskakel het, wat hierdie skakel gedeel het. Hou gerus voor daar, hou aan daarmee, deel dit verder sodat nog meer mense dit kan sien. En van ons van Boer Media se kant af baie dankie ook vir die voorreg om hiervan te kon deel wees. CVO Crowmar, nogmaals hartlik geluk met 'n pragtige winterspele 2025. Ek groet julle hier uit Groblersdal. Dis amper 'n somersdag. Alles wat mooi is. Tot weersiens.